Die 31ste Oktober was Vrydag en dit word tradisioneel hervormingsdag genoem. Ons is soveel dank verskuldig aan die Franse protestante wat gestaan het vir dit wat hulle geglo het, selfs toe hulle byna al hulle vryheid verloor het. Hulle het na hierdie tyd verwys as die woestynperiode. Hulle het gesê, hierdie tyd was daardie tyd wat die edik van Nantes herroep was en die edik van verdraagsaamheid is eers 102 jaar later ingestel. Gedurende hierdie tyd het die protestante die druk teen hulle weerstaan om terug te keer na die katholicisme toe. En dit was 'n heldhaftige periode, omdat diegene wat in die geheim die hervormde godsdienst beoefen het, geweet het, dat hulle baie swaar strawwe in die gesig gestaar het. Met 'n pennestreep het koning Lodewijk protestantisme onwettig verklaar. Die Hugenote was gedwing om of tot die een ware godsdienst volgens hulle te bekeer, of om uit die land uit te vlug. Die Hugenote het 2 weke gehad. Kan jy dink, 2 weke om uit die land uit te vertrek, voordat die Franse die grense gesluit het. Meer as 300.000 het in 'n massa-uittog vertrek. Hierdie ontheemde Hugenote het deur Frankryk gereis, getuister deur die koning se soldate, uiteindelik na veiligheid in Switserland, Duitsland, Holland, Engeland, Suid-Afrika en Amerika ontsnap. Hulle vaardighede het die nasies wat hulle ingeneem het geseën. Dit was 'n beduidende fout deur koning Louis, hierdie breindrein van professionele persone en ambagslui, wat bekend was vir hulle ongelooflike werksetiek. Baie van die Hugenote wat in Frankryk gebly het, het voor die druk geswoeg en tot die katholicisme teruggekeer. Ander het geweier en ondergronds gegaan en in die middel van die nag vir aanbidding by afgeleë plekke vergader, want die woude, die berge, die grotte het uitstekende skuiling gebied vir hierdie geheime byeenkomste van die kerk van die woestyn. Die woord woestyn het 'n Bybelse betekenis vir die vervolgde Hugenote gehad. Hulle het 'n verband gesien tussen hulle beproewinge en die 40 jaar wat die Israeliete tydens die uittog in die woestyn rondgedwaal het. Beide groepe het hulle beproewing, vervolging en gevegte in die gesig gestaar. Tog was die woestyn ook 'n plek waar God hulle gelei het en wonderbaarlik in hulle behoeftes voorsien het. As die Katolieke en die Franse van hierdie mense te hore gekom het, was daar swaar strawwe. Wanneer vroue byvoorbeeld by so geheime byeenkoms betrap is hulle na een van die verskeie gevangenes reg oor die land gestuur. Een so Hugenoot gevangene, Marie Durant, is daar vir 38 jaar in 'n sel opgesluit. Sy het daar die beroemde woorde resister of weerstaan in die klipvloer van haar sel gekrap. 'n eenvoudige verklaring van ek sal by julle aansluit het beteken dat sy vrygelaat kon gewees het. Maar sy het saam met baie ander Hugenote mans en vrouens weerstand gebied. Die mans wat gevange geneem was gestuur om in die galeiskepe te roei. Hulle was daar vasgeketting tot by hulle dood, wat gewoonlik in minder as 2 jaar plaasgevind het. Die Hugenote se storie in Frankryk is vol van pynlike en gewelddadige gebeurtenisse. Maar meer as dit, dit is ook vol van mense met 'n groot geloof in die Here, wat bereid was om selfs te sterf vir hulle geloof. Hier is 'n voorbeeld, maar net van etlike name van predikante, wat in daardie tyd gesterf het vir dit waarin hulle geglo het. Ons is trots om protestante te kan wees. Dit is ons gebed dat die Here ons getrou sal hou aan dit wat hy in sy woord aan ons geopenbaar het. Kom ons bid saam. Here, ons begin hierdie week in U naam. Gee vir ons die vermoë deur U Gees om getrou te bly aan wat U vir ons openbaar. Amen.